Vader, Here, wat meer is daar wat ons kan sê vir oggend as U alleen is waardig. U alleen is heilig. Here, wat 'n voorreg om 'n God te aanbid, wat ons kan sing, hoe groot is U. Here, wat ons menslike verstand nie die omvang van God wees kan verstaan nie. Here, wat 'n voorreg is dit om U kind genoem te kan word. Wat 'n voorreg is dit om vir mense rondom ons te kan sê, my pa is die koning van die heelal. Here, wat 'n voorreg is dit om in die huis vanoggend by mekaar te wees en na U woord te kan luister en saam met 'n klomp van ons broers en susters en familie in God, Here, U naam te kan grootmaak en te kan skree so hard as wat ons kan, U alleen is waardig. Here, hoe amazing om te kan deel wees van dit. Here, soos hierdie lied wat ons vroeër gesing het, Here, laat niks anders in ons lewe is meer belangrik as wat U is nie. Help ons om dit vanoggend weer eens van vooraf te besef, Here, dat niks in ons lewe vat U plek nie. U alleen is waardig. U alleen het eerste plek in ons lewe, die hoofsitplek in ons gesin, in ons huishoudings, in ons lewe, neem U die voortou. U loop voor. Here, seën die woord wat vanoggend uitgaan, seën elke hart wat hier so sit vanoggend, maak ons geestelike ore en ons harte oop om te hoor wat U wil sê vanoggend. Mag hierdie boodskap vanoggend ons lewens omkeer, verander, ons uitkyk op die lewe nuut maak. Soos wat U ons nuut maak. Dankie daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen. Jy moet sit plek neem, baie dankie. Dankie Tess en span. Wyn is allemaal lekker om jou weer te hoor op 'n mic. Ek weet ek sê dit amper elke week, maar vanoggend kan jy jouself 'n hande klap gee omdat jy by die kerk is. In middel van die jaar, in Julie sê naas, né? Nou pas dit eintlik sommer baie beter in my openingsvraag is. Wat maak jy vanoggend hier? Baie goeie antwoord Daan, maar nie noodwendig een wat ek vanoggend opsoek is nou nie, maar wat maak jy hier? Wat soek jy hier? Wat het jy kom doen? Ja, ons kan na 'n preek luister en ja, daar's iemand wat daar voor staan en ja, ons kan lekker staan en sing en God se naam groot maak en as dit klomp redes, maar dink gou 'n bietjie net vinnig vir 20 sekondes. Wat maak jy hier vandag? Toe jy vanoggend opstaan en ek weet nou nie, ek het lanklaas gelukkig jong kindertjies in die huis gehad wat ek moes worry van. As jou kinders tot en met 35 is, nee ek jok, tot en met 8 of 10 jaar oud is dit 'n stryd. Ek sê vanoggend vir iemand wat inloop, net om haar hier te kry, kan jy klaar vir jouself aan het klap. Want om 'n kind wat 5 of 6 jaar is reg te kry vir kerk op 'n Sondagoggend is amazing, né? So jy kan hande klap vir jouself net omdat jy haar hier gekry het vandag. So ek wil vir jou sê, so as jy nou vanoggend hier is jy nou hier om na die preek te luister? Is die regte antwoord? Is jy hier omdat dit die regte ding is om te doen? Of is jy hier omdat jou vrou jou forceer het? Happy wife, happy life? Of is jy hier omdat jou man jou forceer het? Happy house, happy spouse? Mans, moet nie vergeet van hy nie. Nou, die maklikste rede om seker te begin by is, die Bybel sê vir ons moet kerk toe kom. Nee? En wat die Bybel sê, dit moet ons doen. So ons kan gou Hebreërs 10 opsit, dan sê ek vir julle, wys ek julle gou, waar sê die Bybel, ons moet kerk toe kom. Nou Hebreërs 10 vers 24 en 25 in die boodskap sê, laat ons gedurig maniere soek om mekaar opgewonde te maak, om goeie dinge vir mekaar te doen en lojaal teenoor mekaar te wees.
Juist daarom moet ons gereeld by mekaar kom. En nie sommer wegbly nie. Al doen party van julle dit moetswillig. Daai is miskien 'n preek vir 'n ander dag, né? Laat ons mekaar se hande vat en daarmee help. Veral as ons daarin dink dat dit nie meer lank is vir die Here weer kom nie. Nou ek dink as jy vanoggend hier sit en jy het nou regtig bietjie daaroor gedink vir die laaste 20 of 30 sekondes, dan gaan jy teen toe aan in die eerste 5 sekondes met 5 redes op kom jy hier is vandag. Baie moontlik. En almal van hulle gaan geldig wees. En miskien die heel eerste een moet wees om gered te wees, as jy nie is nie, né? As jy nie gered is nie, die kerk is nogal 'n lekker plek om dit te kan regkry. Dit behoort te wees. Okay, daar behoort geleentheid vir jou te wees om by die Here uit te kom as jy nog nooit het nie. So, miskien die heel belangrikste is om gered te word. Dan kan ons seker sê geestelike groei, né? Jy is gered, so wat nou? Nou weet jy, okay, ons gaan hemel toe, maar dit gaan dalk nogal 'n bumpy road op pad soontoe wees as ek nie weet hoe om hierdie ding te hanteer nie, né? So geestelike groei, ja, definitief. Jou woordkennis op te bou, as jy Sondag in die kerk is, dan wel 1.7 keer 'n maand, maar as jy elke Sondag in die kerk is, dan gaan jy elke nou en dan 'n vers hoor wat jy miskien nogal like, en dan gaan jy hom probeer onthou, en as jy teen Woensdag een van die 3 verse onthou wat ek vandag gebruik, gaan ek baie bly wees. Want ek dink, as jy teen Woensdag enigiemand vra, ek het dit al gesê, as jy teen Woensdag enigiemand vra, wat se vers het ons nou weer oor gepraat? Sondag? Kom ons wees gou eerlik, né? Wie van julle kan die teksgedeelte onthou van laasweek? I rest my case. Ek ook hier. Want ons luister nie noodwendig na die teksgedeeltes en waar dit staan, en as jy aantekeninge maak, soos 'n goeie pastoor, kyk hoe sit Wayne met sy pen, né? Dan onthou jy hierdie goed. So een van die goeders is definitief jou woordkennis opbou, jou verstaan van God se woord miskien opbou, want die pastoor hier voor verduidelik miskien vir jou die teks wat jy nou nog nooit regtig lekker verstaan het, hoe werk hierdie ding nie, en ewe skielik het jy 'n beter verstaan daarvan. So great, ongelooflik. Al hierdie goeds waar. Maar ek dink persoonlik, is God daar bo in die hemel en hy kyk af en hy dink, daar's soveel meer. Daar's soveel meer om kerk toe te gaan as wat jy besef. Ons is nie net hier om net vinnig te sit vir 'n halfuur op die meeste, 'n halfuur te sing en 'n halfuur na 'n preek te luister en dan huis toe te gaan en dan volgende Sondag is die eerste keer wat jy eintlik weer daaraan dink nie. God het vir soveel meer. Daar's so baie in die kerk wat, ek wil amper sê, wat jou tank so vol kan maak, wat jy nie eers besef nie. Daar's soveel meer wat jy kan kry. Ek dink God sal op bo dink, man, you're missing out. Gaan jy gered wees? Yes. Gaan jy al struikelende en vallende oor die lyn kruip? Ek dink, baie keer dink ek kyk nou vir Skimmy en ek dink, hy het verlede week 42 km gehardloop, was iets fout met hom. Nee. Niemand het hom gejaag, was nie 'n gun agter hom nie, niks nie. Hy het uit vrye wil uit gedoen. En hy het 'n Hilux. En dan hardloop jy 42 kilos. Wel, ek moet vir jou sê, teen wat petrol oor 'n week van nou af gaan wees, nee. Klink vir my hardloop is dalk nie 'n slegte idee nie, Pelly. Ek gaan dalk by jou kom kers op hierdie week. Ek dink God sit daar bo en hy kyk hoe kruip ons soos hierdie marathon, ultramarathon, Comrades atleet, al kruipende op sy knieë oor die wenstreep. En dink, kon soveel makliker gewees het. Kon soveel makliker gewees het as hierdie kruipende, oorslepende ding wat hier oor hierdie lyn kruip en sê, dankie tog aan my dit. Ek sê in die hemel, dis eintlik al wat tel. En is waar, jou redding, heel belangrikste. Kerk kan vir jou 'n plek gee waar jy behoort. Waar jy saam met ander mense hierdie pad kan stap. Het jy al gedink, wat sou gebeur as, kom ons neem nou 'n huidige voorbeeld. As Malcolm Marx, my dogter sal nou trots wees by as ek sy naam gebruik.
As Malcolm Marx op die veld hardloop in sy springboktrui en hy gaan staan so reg vir die afskop en die All Blacks staan oorkant hulle en die kom die afskopbal en hy kyk so terug en waar is al die ander ouens? Waar is die res van my span? Hier kom hierdie hele All Black span op my afgehardloop en is net Malcolm Marx. Nou ek weet baie van my dogter gaan dink, is alright, hy gaan okay wees. Nee? Maar ek beloof jy, hy gaan nie wees nie. Want hy's alleen. Hier kom 'n All Black span op hom afgehardloop en hy staan man alleen en hy met hierdie ouens face. As jy dink jy het nie die kerk of ander mense en gelowiges saam met jou in jou lewe nodig nie, nee, is dit presies die fout wat jy in jou kop maak. Ek's okay. Ek gaan hierdie ding doen. En dan kom al hierdie duiwelse trawante op jou afgehardloop in jou lewe. En jy dodge dalk of sidestep die eerste 2 of 3 en dan die 4de ou gee jou so 'n side tackle hier van die kant af wat 'n rooi kaart of nout is. En as jy weer sien, lê jy plat op die grond. Want jy's alleen. Kerk kan vir jou 'n plek gee waar jy deel is van 'n familie. Deel is van mense wat jou rug het. Deel is van mense wat vir jou omgee, wat vir jou bid, wat saam met jou hierdie pad loop en as jy die dag nie die ding kan hanteer nie, ander ouens wat jou hande ophou. Ek dink aan die Bybelstorie waar Moses so met sy hande so staan. En dan sê die Here, solank as wat jou hande in die lug kan hou, so lank wen julle. En ek dink Moses was nogal 'n taai ou, né? So Moses het nogal 'n rukkie lank hy hande van hom in die lug gehad, né? En elke keer as dit moeg raak, maak hy so ja, kry die Israeliete pak sla. Dan kom Joshua hulle en hulle lig sy hande op. En dan wat gebeur? Kap die Israeliete hulle weer. Dis wat gebeur as jy ouens in jou corner het. As jy deel is van iets groters. 'n plek waar jy kan deel wees en jou talente kan uitleef, jou goed wat die Here jou mee geseën het kan gee en amazing goed laat gebeur. Jy sien, jy dink dalk nie so nie, maar jy's eintlik iets deels van iets baie groters as wat jy besef. Die blote feit dat jy vanoggend in hierdie kerk sit, sê jy's deel van iets. Jy het dit dalk nog net nie lekker besef nie. En as dit jou 2de of 3de keer is, of 10de keer of 20ste keer is, dan moet jy dit dalk vanoggend bietjie begin besef. Jy's deel van 'n massive ding wat jy net nie weet nie. Jy gebruik nie al hierdie goed nie. Dis soos om Malcolm Marx te wees wat sê, okay, ek het 'n vol span agter my, en hy sê vir almal, bly julle daar agter in die kwartgebied. Nee. Ek gaan almal hanteer van die halflyn af tot en met die kwartgebied. Bly julle almal daar agter. Ek sal die houe vat van voor af, moenie worry nie. Hoe lank dink jy gaan jy hou? Jy is deel van iets groters. Ons lees gou Efesiërs 4 vers 16 saam. Nou, almal het al die storie gehoor van jy is deel van die liggaam, nee? Nou kom ons lees gou hierdie mooi gedeelte wat sê, die liggaam is so mooi aan mekaar gesit. Elke deel op sy plek, sodat elke liggaamsdeel sy eie werk doen en die ander liggaamsdele help. So groei die liggaam en word dit sterk, omdat die verskillende liggaamsdele in liefde en lojaliteit mekaar help. Sien, elkeen van ons het 'n funksie in hierdie liggaam. Al dink jy nie so nie, al besef jy dit nie. Jy het 'n funksie in die liggaam. Jy is nie bedoel om alleen deur die lewe te gaan nie. Jy mis uit. Jy is nie bedoel om alleen deur die lewe te gaan nie. Dit is nie 'n ongeluk dat jy vandag in hierdie kerk sit nie. Dit is nie per ongeluk nie. Ek sê gisterand vir iemand, oom Angus sê altyd, dis nie 'n co-incidence nie, dis 'n God incidence, nee. Dis 'n God incidence dat jy vandag hier so sit in hierdie boodskap hoor. Niemand van ons is per ongeluk vandag hier nie. Al dink jy kan jy op jou eie maak. Kom ek sê so, as jy nou vandag my hand afkap en jy sit hom hier neer, toe ek nog gisterand deur my boodskap lees en ek kyk hierdie ding toe onthou, ek onthou julle, dit is die Adams family, nee? Waar die hand moet nie love so rond hardloop en alles op sy eie doen, nee? Daai wit handskoenhandjie, hardloop hy so rond. En ek dink aan daai hand wat so rond hardloop, so wat kan daai hand nou eintlik bereik in die lewe? Wat kan hy doen? Op sy eie? Niks. Hy kan rondhardloop, soos 'n mal ding. Maar hy gaan niks eintlik reg kry nie.
As jy my hand afkap en hom daar neersit, dan kom ons sê my hand is 'n Addams Family hand en hy gaan nie dadelik dood as gevolg van bloedverlies nie, né? En dan staan hy daar. Oor 'n week van nou af is die hand nog steeds net hier, wees om rond te hardloop, né? Wat word vir die res van die lyf? As ek nou vandag my hand moet verloor in 'n ongeluk, hierdie lyf gaan nie doodgaan nie. Maar joh, dit word baie moeiliker vir hom om alles te kan doen en te kan regkry wat hy moet regkry. So as jy 'n deel van hierdie kerk is en jy besluit jy gaan glad nie betrokke wees nie, jy gaan net een kant sit, nê, dan maak jy hierdie kerk vandag 'n swakker plek. Hierdie kerk vandag mis uit op alles wat jy persoonlik na hierdie kerk toe kan bring. Almal van ons het unieke gawes, unieke talente. Die Here het ons gebless, elkeen met sy eie manier van dinge doen. Ekskuus tog, sy eie ding wat hy kan doen. So as jy nie dink jy is belangrik nie, kom ek gebruik 'n voorbeeld. As jy, wie van julle het al vuur gemaak? Nee? Almal het al gesien, as jy nog nie gemaak het nie, het jy daarom al seker gesien as iemand het gedoen het. So kom ons sê jy is een van die ouens wat cheat en jy gebruik charcoal, nee? Ek wou dit nie hardop sê nie, ek het dit eintlik net gedink, maar kom ons sê maar jy gebruik briquettes. Okay, almal weet wat is 'n briquette, daai ronde kool, né? So kom ons sê jy steek 'n vuur aan, jy gebruik jou blits en hier's 'n hoop van daai charcoal kole. En jy steek die vuur aan en hy brand nou mooi en al daai kole is mooi aan die brand en het jy al gesien as jy so, ek wil nou sê 'n kampvuur, maar dan gaan jy nie charcoal hê nie, maar as jy nou langs die vuur sit en jy wag vir die kole om reg te word, net so voordat jy die steek opsit, voordat jy hom oopkrap, né? Dan gloei daai hele hoop kole so. Het jy al gesien? Jy kan amper nie die vlamme sien nie, maar daar is vlamme, hy brand so. Dan is elkeen van daai kole so bloedrooi, né? Nou kom ons sê jy is deel van daai kole. En jy besluit, ek gaan nie deel wees van 'n kerk nie. Ek gaan nie deel wees van hierdie plan en hierdie familie en hierdie gesin nie. En jy vat 'n braaitang en ek haal daai kool uit en ek sit hom aan een kant. Aan die begin gaan hy nog 'n bietjie hitte hê en jy gaan dink jy's okay. Gaan jy 'n steak op daai ding kan braai? Jy gaan dalk die steak warm kry in die eerste 5 minute. Dan begin daai kool al hoe kouer word en kouer word en kouer word en kouer word. Tot jy daai kool met die braaitang vat en jy sit hom terug binne in die groot vuur. Wat gebeur met daai kool? Binne 'n minuut is hy vuurwarm, gloei en hy word deel van hierdie massive ding wat hierdie groot braaivleis kan braai. Kan jy op jou eie daai groot braaivleis lekker gaar kry? Al eet jy hom medium rare. Nee, jy kan nie. Dit is een kool. Maar as daai een kool deel is van hierdie groot vuur, né, dan braai jy 'n ding flou. Dis wat God vir jou beplan het. God het jou geskape om deel te wees van sy liggaam. Hy het jou nie gemaak om alleen deur die lewe te gaan nie. Dieselfde wat God vir Adam en Eva geskaap het en gesê, dis nie goed vir mense om alleen te wees nie, want julle gaan net 'n bietjie heel aan die begin van die Bybel. Heel aan die begin van die Bybel het die Here al gesê, dis nie goed vir 'n mens om alleen te wees nie. Dis ook nie goed vir jou as gelowige om alleen te wees nie. Jy kan doen wat jy wil, jy gaan nie so warm brand soos wat jy deel is van 'n geloofsfamilie nie. Sê ek jy die kerk nodig en 'n geloofsfamilie nodig om gered te word? Absoluut nie. Jy het nie. Al wat jy nodig het is Jesus Christus om gered te word. Maar my maggies, die lewe word maar baie lekkerder. Wanneer jy 'n klomp ander mense het wat dieselfde dink. Ons het mekaar nodig. Ons het mekaar nodig om te kom op die plek waar God wil hê ons moet wees. Dit word soveel moeiliker wanneer jy dit alleen probeer doen. Jy is gered om 'n rol te speel. Ek spot altyd met die statistiek wat sê 1,7 keer per maand is die gemiddelde statistiek wat kerkbywoning betref, né? Die gemiddelde gemeentelid of ons noem hulle vennote, die gemiddelde vennoot kom 1,7 keer 'n maand kerk toe. Eintlik gaan dit nie vir my regtig so baie om hoeveel keer jy per maand kerk toe kom nie. Ek kan nie ek jok. Ek wil hê julle moet elke 4 weke in 'n maand wees. Ek wil hê julle moet elke Sondag by die kerk wees. Definitief, né?
Maar is vir my baie belangriker is, wat maak jy met daai 1.7 keer 'n maand? Waar is jy betrokke? Wat doen jy? Hoe word jy deel van iets? Is jy in 'n selgroep ingeskakel? Wanneer die kerk 'n bring en braai Sondagoggend het, is jy hier? Is jy besig om deel te vorm van hierdie geloofsfamilie? Of staan jy altyd op die buitekant en kyk in? En ek verstaan dit. As jy hier op die kant staan en almal daar binne dink jy, dis sulke heilige mense daai. Dis hierdie kerkmense. Hulle is so heilig. En ek so sondig. As hierdie ouens weet wat ek hierdie week aangevang het by die werk, sal hulle nooit saam met my wil sit in 'n kerk nie. Jy het nie 'n klou wat daai ouens almal by die werk aangevang het hierdie week nie. Daai ouens is net soos jy. Ek is net soos Marie. Ek is net soos Isa. Ek is net soos Michelle. Ek gaan nou nie sê net so sondig nie, want dan dink hulle almal ek point almal uit wat sondig. Ek maak net soveel foute soos elke liewe persoon wat in hierdie kerk sit. Moenie dink omdat jy 'n pastoor op 'n pedestal sit en hy staan nie bo, dat ons nie foute maak nie. Ons val almal net soveel keer. Ons verstaan net die waarde van om deel te wees van 'n groep mense wat jou optel as jy geval het. En wanneer hulle jou sien swaar kry, jou onder jou arm haak en sê, moenie worry nie, som kom, ek loop saam met jou. Jy kan nie hierdie ding alleen aanpak nie. Jy kan, maar jy gaan sukkel. Dit gaan moeilik wees. Kom ons lees gou Efesiërs 2 vers 10. Kom ons sê, vir oggend se boodskap, gaan sit ergens in die hoekie van jou hart en hy begin met jou praat. En nou dink jy by jouself, okay, maar wat nou? Ek het nou gehoor jy moet deel wees van 'n kerk, so wat moet ek nou doen? Hoe moet ek dit reg kry, né? Want gaan ek nou na die pastoor gaan en sê, okay, hier is my hand opgesteek, nou wat nou? Wat wil jy moet ek doen, né? Hoe word ek deel van hierdie familie? Efesiërs 2 vers 10 sê, nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Later in hierdie jaar gaan ons doen, what on earth is God doing in my life, né? Ek wil julle uitnooi om dit saam met ons te doen. Ons is vir 70x7 raak ons aan 100 mense op 'n maandag aand hierso. Doen what on earth. Beloof vir jou, ons gaan 200 mense in daai kursus sit, as jy 'n klou het wat daai kursus in jou lewe kan verander. Dis amazing. Dis ongelooflik. God het jou gemaak om jou lewe te wy aan die goeie dade. Kom ek vra jou hierdie vraag. Wat hou jy vir jouself wat God jou mee gebless het om ander mense mee te bless? Waar is jy goed? Wat is jou talente en jou gawes wat God vir jou gegee het? Dink gou 'n bietjie aan almal wat vanoggend hier voorgestaan en sing het en instrumente speel het ensovoorts. Almal van ons kan nie gitaar speel en dromme speel en sing ensovoorts nie. Maar as daai ouens vanoggend almal in die banke gesit het, wie het julle gelei om praise and worship te sing? As ek vanoggend daar agter in die ry gesit het, wie het vanoggend die boodskap gebring? As Juliana vanoggend in die ry gesit het en nie vroegie was nie, wie het al die koffie in die kombuis gemaak wat julle lekker drink af voor in die portaal? Daar's 100 goed in hierdie kerk waar jy kan betrokke by raak, wat perfek in jou skillset inpas. Want die Here het jou gemaak om goeie dade te doen. Wat se blessings hou jy weg uit die gemeente uit deur by die huis te bly en nie betrokke te wees nie? As jy kan lekker vleis braai, né? Al is dit al skill wat jy dink jy het. Sondagoggend, toe ons 'n gemeentebraai gehad het, né? Hoeveel van die bejaarde ooms en tannies kan nie meer vir hulle self lekker braai nie? Het jy al ooit gedink aan, Daan, ek seker jy is nog nie so bejaard nie. Maar ek strei nie, is maar lekker as iemand anders jou vleis braai en hulle kry dit reg, né?
Jy kon sondagoggend jou hand opgesteek en sê, oom, kan ek jou vleis vir jou gaan braai? Hoe wil jy dit hê? Hallo Tannie, ek sien Tannie het 'n pakkie vleis hier. Kan ek jou vleis vir jou gaan braai? Dis hoe mens betrokke raak. Niemand, geen pastoor hierbo gaan jou hand point en vir jou sê, Isak, sal jy asseblief volgende week dit en dit vir ons doen nie? Want net nou jaag ons vir Isak weg. Steek jou hand op. Maak almal so? Nee, almal. Ek kyk vir jou, onthou daar's 'n video recording van hierdie ding. Ek gaan na die tyd kyk. Almal. Sien jy kan? Wow, wie het dit gedink, hè? Jy kan jou hand opsteek. Sjoe. Ek hoop jy het vanoggend iets aan jouself bewys. Ek sluit hiermee af. Die vraag is nie of jy kerk toe kom of nie. Ok, het begin daar. Jy moet kerk toe kom. Ok, jy moet regtig kerk toe kom. Maar al kom jy 4 keer 'n week kerk toe. As ek volgende week 5 keer gym toe gaan, en ek kom in by die gym, en ek gaan sit daar by Virgin Active se Wawa, en niemand weet hoe spreek jy daai naam uit nie, ek sê jammer. Nee, dis ook verkeerd, ek kan jou beloof is verkeerd. Niemand weet hoe spreek jy daai plek se naam uit nie, Wawa. Okay? Daar gaan sit jy nou, en jy drink jou peanut butter smoothie, nee? En jy kyk vir almal in die gym. Almal wat daar in die gym is, en besig is, op 'n treadmill, besig om curls te doen, en you name it alles, nee? Al die ouens werk aan hulle gesondheid. Wat doen jy met jou peanut butter smoothie? Jy word dik, man. Net 'n grappie. Jy doen absoluut 0 aan jou fiksheid, jou gesondheid, jou welstand, want jy sit in die ingangsportaal van die gym. Ek sê nou vir jou, as jy hier sit op 'n Sondag, en dis al waar jy betrokke is by die kerk, sit jy net in die ingangsportaal van jou geloof. Dis al waar jy bly sit. Jou geloofslewe se level gaan daar wees in plaas van daarbo. Want jy's nie deel nie. Nie 'n fout maak nie. Ek's bly oor elke liewe ou wat elke oggend aan daai deur inloop. Elke Sondag as ek daar voor staan en almal groet en hulle sê, dink ek in my hart, elke keer as ek 'n ou se hand skud of 'n vrou sê welkom, dan dink ek, so bly hulle is hier. Ek's regtig so bly hulle is hier, want hier is almal 'n mooi kerk om leeg te sit. Ek bly vir elke persoon wat hier is. Maar weet jy hoeveel blyer is ek om op Saterdagoggend as ons hier stoele regpak, mense saam met my te sien. En na die tyd gou by Pappuccino se koffie gaan drink en mense raak leef. Mense se stories hoor. En hoor, ja, eintlik gaan dit nie goed met my man by die werk nie. Eintlik gaan dit nie goed met my ma wat siek is nie. Kan jy nie vir ons bid daar nie? Dis waar ons kerk word. Nie sonnaandoggende hier nie. Hierdie is great, hierdie is nice. Die musiek's amazing, die woord is awesome, hoor ek. Nee? Maar dit gaan gedeeltelik daaroor. Die res gaan oor, hoe ervaar ek my broer en my suster en my familielede wat om my sit? Hoe is ek betrokke in hulle lewe? Hoe baie is ek betrokke by events wat die kerk hou? Is ek by die kursusse? Is ek by lekker saamkuier geleenthede? Is ek by praise and worship aande? Waar is ek betrokke? Wat het Jesus in sy 3 jaar gedoen? Sy 3 jaar van bediening, né? Hy het gedien. Nou ek is doodseker daar gaan van julle wees. Ja, maar hy was die pastoor. Dis wat hy gedoen het, hy moes dit doen, okay? Het Jesus sy hele 3 jaar ministry alleen gedoen? Of het hy 12 ouens gaan haal en sê, hy ouens, kom help my, ek het 'n plan vir julle lewe. Volg my net en julle gaan sien, dit gaan amazing wees. Ongelooflik. En het hy 12 CA's gekies? Het hy 12 prokureurs gekies?
12 boekhouers, 12 plumbers, 12 electricians, 12 dokters. Nope. Het vissermanne gekies, boekhouers of SARS agente van daai tyd. Nee. Hy het 'n klomp ouens in die deursnee samelewing gevat, hulle bymekaar gegooi en daai groep mense het die wêreld verander soos wat ek en jy hom vandag ken. Doodgewone mense wat ook nie gedink het hulle het enigsins 'n talent vir bediening nie. Toe ek 'n second-hand truck salesman was en Marius sê vir my, jy gaan teologie swat, toe lag ek vir hom kliphard in sy gesig. Ons geen manier wat ek voor mense gaan staan en praat nie. It's no ways. Ek sal miskien ergens in die week gou Bybel lees by die werk en dan kan almal wat wil kom luister. Maar that's it. Jy het 'n funny sin vir humor. Funny sin. Nou gaan ek regtig afsluit, ek beloof. Die kerk het nie nog toeskouers nodig nie. Die kerk het nie mense nodig wat sitplekke warm hou nie. Die kerk het deelnemers nodig wat help en opstaan en hulle hand opsteek en sê, hier's ek nou, wat kan ek doen? Waar kan ek betrokke raak? Kan ek 'n selgroep begin? Arie, 3 weke terug, nee? 3 weke terug, hierbo gestaan en gesê, ek gaan 'n selgroep begin. Ons kyk na min of meer jongerige mense met kinders in die laerskool, nee? 1 week. Selgroep vol. Amazing. Het hy nodig gehad om mense te soek, wat sê asseblief kom na my sel toe? Nee. 1 afkondiging, woep, dan maak die Here self vol. Almal wat in daai sel sit, se lewe gaan verander word. Oor iemand wat sy hand opgesteek en sê, ek's bereid om iets te doen. Jy hoef nie 'n Aubrey of 'n Arrie of 'n Wayne of iemand te wees nie, jy kan ook net jou hand opsteek en sê, ek sou lus om iets vir die Here te doen, wat het julle nodig? Ek sê jou nou, ek gaan nie jou sel lei nie, maar het jy nodig, iemand nodig wat net vir julle die koffiegoedjies kan doen op 'n Sondagoggend? Ja, het sal Jules se hande baie ligter maak. Kerk is meer as net die gebou. Is meer as net 'n gebou. As gelowiges hulle plek inneem, wat ons moet, gaan die kerk groei. Ons gaan die wêreld verander deur God wat deur ons werk. Amen. Nou as jy vanoggend hier gesit en jy gedink, is nou alles goed en wel. Dis great vir die ouens wat gered is, maar ek het nie 'n klou waar ek staan met die Here nie. Dis nice vir julle almal. Awesome. Ek gaan huis toe en vandag gaan ek weer nie kry wat ek voorgekom het. En wat ek vir jou sê, net daar by daai deurtjie in daar, gaan daar 'n pastoor of 3 wees en as ek die kerkraadslede kan vra om saam te kom. As jou saak nie vandag met die Here reg is nie. Ons het gesegde wat sê, tomorrow is never promised. As jy dood is dit te laat. So ek wil vandag 'n beroep op jou doen. As jou hart nie reg is met die Here nie, of jy wil even net recommit en vir die Here sê, Here, hier is ek van vooraf. Ek het so ver weggedwaal. Ek kan nie meer bybly nie. Ek wil net van vooraf my hart vir jou gee en vir jou sê, hier is my hart, ek maak my deure oop. Kom asseblief in. Kom help my, want ek kan nie meer nie. Dan wil ek jou uitnooi, moet asseblief nie vandag huis toe gaan nie. Ek gee nie om wat enigiemand van my gaan dink vandag nie. Ek gaan in daai vertrek ingaan en ek gaan nie daar uitgaan voordat my saak met die Here reg is nie. Ek wil 'n regte beroep op jou doen vanoggend. Moenie dit mis nie. 1 keer se mis kan te veel wees. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, Here, wat 'n unbelievable voorreg is dit om hier te kan staan en deel te wees van 'n geloofsfamilie. Wat 'n voorreg is dit om dit in so 'n mooi amazing kerk te kan doen. Nice musiek, goeie woord. Here, 'n plek waar mens kan betrokke raak, waar ek kan deel word van iets groters, iets waaraan ek my passie en my talente kan uitleef en
Here, of dit is om 'n nuwe visvanggroep te skep, of 'n nuwe raakleef, 'n nuwe koffieshop groep te maak, waar mense kan saamkom en wat ons dieselfde goal in die lewe het, en dit is om by U uit te kom en nader aan U te beweeg, en of ek nou visvang, koffie of preek gebruik om dit reg te kry, Here, ergens in hierdie plan van U is daar 'n plekkie vir my passie, my talente, my manier wat ek mee operate. Here, help ons om dit te besef. Hoe ongelooflike belangrike rol het ons om te speel in hierdie geloofsgemeenskap. Here, help ons om ons harte oop te maak vir U. Help ons om hierdie wedloop voluit te hardloop, Here, maar nie alleen nie. Nie alleen nie. Dis nie nodig om dit alleen te doen nie. U het 'n klomp ander mense geskape en U het vir ons die voorbeeld in die woord gegee van ons is 'n liggaam wat almal saamwerk vir die groter doel. Help ons om mense te bereik, Here, om vir mense daar buite U liefde te kan wys. Om hierdie ongelooflike voorreg wat ons as kinders van die Here het, te kan uitleef na buite toe. Help ons om daai goeie dade wat U vir ons bestem het, absoluut raak te vat. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir U ongelooflike liefde, U genade, U gemeenskap van die Heilige Gees wat ons elke dag so vol maak. Dankie vir U teenwoordigheid. Dankie dat ons vanoggend weet dat U is hier. Ons is nie alleen nie. Here, seën ons waar ons uit mekaar uitgaan. Seën die boodskap en laat dit op vrugbare grond val. En ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen.